Vriende, baie welkom by ons 35ste koffietyd geleentheid. Nou die Grieke het 'n baie mooi mitologiese storie. Dis dat hulle probeer het om die stad Troje in te neem en dat hulle dit vir 'n lang tyd nie kon regkry nie en dat hulle hierdie stad beleer het en toe kom Odysseus en hy maak 'n plan van misleiding. Wat hy gedoen het, hy het gesê hulle moet 'n baie groot perd bou. En hierdie perd was van hout gebou en toe sit hulle so 40 soldate binne in hierdie perd, 2 in die kopgedeelte en die res in die lyfgedeelte. En toe sê hy vir al sy manne, kom ons trek terug, en hulle het gaan wegkruip agter die heuwel. Een man het hulle agtergelos met die naam van Sinon. Nou die wagters vang toe vir Sinon en hulle vra vir hom, hoorie, wat is die storie van hierdie perd? Hy sê toe, dit is 'n geskenk van die godin Diana, sodat sy vir Odysseus kan bewaar. En hy sê toe wat die betekenis eintlik is, as jy hierdie perd binne in jou stad invat, dan gaan die godin Diana hierdie stad bewaar. Hulle glo dit toe en vat die perd binne in die stad in en daardie nag spring die 40 soldate uit en Troje word ingeneem. Die einde van die storie. En vandag is dit ook 'n rekenaarterm. Wanneer mense sekere sagteware installeer in die rekenaar en hulle bedoel nie goed met jou nie, dan los hulle dalk 'n moontlikheid om later vir jou skade te berokken en dit word genoem dan ook die Trojaanse perd. Maar ek het gedink hierdie Trojaanse perd is lankal gedisintegreer dat hy weg is. Maar toe kom ek agter hier in lockdown verskyn hierdie Trojaanse perd. Hy kom staan hier voor elkeen van ons. Want sien ons gedagtes is hierdie stad. En hierdie Trojaanse perd kom staan hier voor as 'n misleiding. Byvoorbeeld, hy kom staan daar met negatiewe gedagtes. Binne-in is die negatiewe gedagtes, 'n ou raak mismoedig, dit begin nou lank word en jy wonder wat is die sin van alles? Is dit nog die moeite werd? Met al die omstandighede en moeilike omstandighede, vra baie mense, is dit nog die moeite werd? Die tweede wat gebeur is dat 'n mens fake news kry. Soos die afgelope week het ek gesien hoe dat daar op die selfone verskyn het dat die polisie het blykbaar mense se pakkies, nog hulle kerk se pakkies gevat. Ouens is nonsens. Dis fake news. Ons is besig om die pakkies uit te deel en ons het nog geen probleme gehad van enige iemand af nie. En ons moet versigtig wees wat ons op hierdie selfone sommer aanstuur in terme van dinge wat mense sê en plaas. En dan die derde is dat mense, behalwe hierdie fake news, nog sommer die Bobbejaan agter die berg ook gaan haal. Dis ook 'n Trojaanse perd. Ons weet, dis al klaar moeilik met hierdie virus, maar vir party ouens is dit nie genoeg nie. Hulle moet nog eers nog 'n tsunami gaan uitdink, of nog 'n paar goed wat ons gaan tref. En dis maar elkeen van ons wat met ons gedagtes so dink. Hier in Romeine 12, vers 2, kom Paulus en hy sê, wat eintlik moet gebeur, is dat God moet ons verander, deur ons gedagtes nie te maak. Met ander woorde, ons kan nie toelaat dat daai Trojaanse perd binne in ons gedagtes, stad van gedagtes inkom nie. Want as jy kakiebos plant, moet jy nie dink jy gaan mielies oes nie. Dis net onmoontlik. So vir vandag, die Trojaanse perd staan voor jou en my stad van gedagtes. Ons kan hom nie toelaat nie, al lyk hy so pragtig. Ek hoop jy bly veilig, ook in jou gedagtes. Groete.